Dit is altyd bietjie uitdagend om te praat met mense oor oefening, want om te wil oefen is iets wat jy moet net jou hart besluit om dit te doen. Niemand kan jou forceer nie. Ek het al baie probeer om mense te oortuig, kom ons moet oefen, maar tot iemand in sy hart besluit, hy wil oefen en hy wil beweeg, is dit ongelukkig iets wat net nie gaan gebeur nie. Dit is belangrik en ek voel dit is belangrik dat ek hier is vandag om met julle daar te praat, want elkeen van ons het 'n liggaam. En ek wil hê julle moet gou-gou vir 'n oomblik dink, wanneer waardeer ons liggaam die meeste? Wie kan vir my sê? Wanneer hy gesond is. Wanneer hy nie meer gesond is nie. Die dokter sê dit. Wanneer ons siek is, byvoorbeeld as jy verkoue is, dan verlang jy terug na daai tyd wat jy van dit vanselfsprekend aangeneem het dat jy gesond is. So wanneer dinge begin agteruit gaan, wanneer dinge nie meer reg funksioneer nie, dan waardeer ons eers dit wat ons as vanselfsprekend aanvaar. Maar ons liggame is belangrik. Ons leef daarin, ons werk daarin, ons dra ons kinders daarin en ons dien ander mense met ons liggame. Nou wil ek voor ek vandag begin praat oor die ongelooflike maniere wat oefening ons liggaam beïnvloed, wil ek net vir so 'n oombliekie stil staan as julle my sal vergeef en kyk na die waarde van die menslike liggaam. Ons leef in 'n tyd waar daar werklik op uiterste maniere gekyk word na die menslike liggaam. Dit is in sekere opsigte aanbid die wêreld die menslike liggaam. Daar word gesê, daar word so klem geplaas op voorkoms, op jeugdigheid en op seksualiteit. En aan die ander kant is daar, as ons weer terugkyk in die geskiedenis en ons kyk na van die grootste Griekse filosowe en ons praat van Plato, vir Plato was die fisiese wêreld eintlik minder waardig teenoor die geestelike of die idee wêreld, soos hy dit genoem het. Vir hom was die liggaam iets wat die mens terughou. Dit was laer, dit was nie belangrik gewees nie. Dit was iets wat jy eintlik van bevry moes word. En dit is interessant dat daardie idee vandag nog steeds voortleef, selfs onder ons Christene. Ek meen aan die begin van die Genesis praat ons van stof is jy en tot stof sal jy terugkeer, maar dit bly nie daar nie, dit gaan verder. Vir baie mense sê hulle die liggaam maak eintlik nie saak nie, is net 'n dop, dis net wat ons nou hier deel van ons aardse bestaan het en dan eendag gaan ons na die heerlikheid toe. En dan kry ons ook 'n ander uiterste en dit is dat hulle sê die mens is net bloot 'n dier. Die mens is net evolusie, die mens is net instink. Maar die Christelike geloof gee aan die liggaam ongelooflike waardigheid, want God het die fisiese wêreld geskep en dit is goed. Christus self het vlees geword en toe hy opgestaan het uit die dood, het hy nie net geestelik opgestaan nie, sy liggaam is opgewek en daardie selfde liggaam het opgevaar na die hemel. Dit beteken die liggaam is nie weggooibaar in die Christelike geloof nie. Die Bybel leer ons nie dat ons vir ewig geeste gaan wees wat van ons liggame bevry is nie. Nee, 'n deel van die Christelike hoop lê juis in die opstanding van hierdie liggaam wat jy tans in is. God gaan alles nuut maak en dat ons liggame gaan opgewek en verheerlik word is 'n enorme troos. So ons liggame gaan herenig word met ons geeste. Verder is ons liggame tans ook die inwoonplek van die Heilige Gees. Daarom kan 'n Christen nooit sê, my liggaam en my liggaam se gesondheid maak nie saak nie. So ek wil nou terugkom na die onderwerp en ek dankbaar dat julle 'n bietjie geduld gehad het met my, dat ek net praat oor die belangrikheid van ons menslike liggame. Nou, een van die grootste probleme van die moderne wêreld is dat ons liggame eenvoudig nie meer beweeg soos wat hulle gemaak is om te beweeg nie. Ons sit die hele dag, ons sit in die verkeer, ons sit agter rekenaars, in kantore,
Ons sit voor televisies en ons sit op ons selfone. Ons liggame beweeg minder as ooit van tevore, behalwe miskien ons duime op WhatsApp. En wat interessant is hoe meer die wetenskap na die liggaam kyk, hoe meer is dit asof die menslike liggaam regtig gemaak is om te beweeg. Een van die sydrade wat ek net vinnig wil afgaan, is dat jou brein groei wanneer jy beweeg. So dit is belangrik vir kinders om te beweeg, maar dit is net so belangrik vir ons as volwassenes om te beweeg, want beweging laat jou brein fisies groei. Hoeveel van julle het al agtergekom dat jy nie dieselfde kan eet en leef as toe jy 20 was nie? As jy 20 is, dan kan jy 'n 2 liter Coke drink, moet dit nie doen nie asseblief, 'n pak slapchips eet, 3 ure lank slaap en die volgende dag nog steeds soos 'n atleet voel. Nou kyk ons skeef na 'n donut en dan begin ons liggaam skree, wel vir my in 'n geval. Maar dit is nie ons verbeelding nie. Ons liggaam se vermoë om energie te hanteer verander oor tyd. En dit bring ons by metaboliese gesondheid. Nou dit klink baie ingewikkeld, maar dit beteken basies hoe goed jou liggaam kan energie hanteer, gebruik en stoor. Met ander woorde, kan jou liggaam bloedsuiker goed hanteer? Reageer jou selle goed op insulien? Produseer jou selle energie effektief? Is daar kroniese inflammasie in jou liggaam? Stoor jou liggaam vet op gesonde maniere? Wanneer metaboliese gesondheid swak raak, sien ons dikwels goeie soos tipe 2 diabetes, hoë bloeddruk, vet om die organe, kroniese moegheid, kroniese inflammasie en baie ander kroniese siektes. Dit is waar oefening ongelooflik belangrik raak. Oefening verbeter die manier waarop die liggaam energie hanteer en verbruik. Dit verbeter insuliensensitiwiteit, mitokondriale funksie, bloedsuikerbeheer en dit verlaag inflammasie in die liggaam. En ons weet almal dat oefening baie goed is vir ons hart en ons longe, ons kardiovaskulêre stelsel, maar dit verbeter nie net die kardiovaskulêre stelsel nie, maar die hele metaboliese gesondheid van die liggaam. Nou, een van die duidelikste plekke waar ons metaboliese gesondheid sien, is in bloedsuikerbeheer. Een van die interessante dinge van spiermassa is dat spiermassa een van die grootste sponse is van bloedsuiker in die liggaam. Dit beteken, hoe meer spiermassa jy het, en hoe meer aktief daardie spiermassa is, hoe beter kan jou liggaam suiker uit die bloed uit trek en gebruik. Wanneer mense onaktief raak, gebeur daar baie dinge, onder andere swak bloedvloei deur die liggaam, kroniese inflammasie in jou liggaam, vetopbou in jou spiere en mitokondriale wanfunksie. Nou mitokondriale is nou 'n groot woord, maar dit beteken basies die kragstasies van jou selle. Wanneer hulle nie meer goed funksioneer nie, ervaar mense dikwels moegheid, swak herstel, minder energie en konsentrasieprobleme. Ons breine is net soveel gekoppel met ons liggaam. Ons dink baie keer, ons is hier in ons kop en ons liggaam is 'n ander ding, maar die twee werk saam. Maar die wonderlike nuus is, die liggaam reageer ongelooflik goed op beweging. Studies wys self dat weerstandsoefening en die regte eetplan insuliensensitiwiteit dramaties kan verbeter tot by die punt wat tipe 2 diabetes selfs in remissie kan gaan. Nou, een van die dinge wat my regtig ontkant gevang het in my studies, is dit wat ek geleer het oor sarkopenie. Nou, sarkopenie beteken eenvoudig, is 'n Griekse woord, beteken die verlies van massa, van spiermassa in ons liggaam, en is iets wat ons beleef oor die jare, soos ons ouer word. Nou, ons het almal 'n idee van hoe ons ouer en swakker word oor die jare. En ons dink dit is iets wat net onwillekeurig van self gebeur. En dis iets waar ons nie regtig mag het nie. Maar wat die wetenskap sê oor sarkopenie, skep 'n totaal ander prentjie. Ek wil so vinnig vra, wanneer dink julle begin die proses van spierverlies in ons liggame?
Wat se ouderdom? As jy my vorige praatjie bygewoon het, dan moet jy nie. Raai, iemand. Ophou oefen, dis 'n goeie antwoord. As ons net oor die algemeen praat, dan begin dit al reeds in jou vroeë 20er jare. So vir die jong mense hierso, hier's 'n paar jong mense, dis skrikwekkend dat dit so vroeg begin. En dit is belangrik want spiere doen baie meer as om net goed te lyk, né? Dit spiermassa beskerm ons teen swakheid. Dit help met ons balans. Dit verbeter ons mobiliteit. Dit beskerm ons teen val en seerkry. Dit verbeter ons energie, dit verhoog ons metabolisme. Mense praat altyd daarvan dat hulle metabolisme stadiger word soos hulle ouer word. Maar dit het direk te doen met jou spiermassa. Of jou lean body mass, die hoeveelheid gesonde massa wat jy in jou liggaam het. En dit help natuurlik met bloedsuikerbeheer. Nou die skokkende ding is, sarkopenie word nie hoofsaaklik veroorsaak deur die ouderdom nie. So daai verlies van spiermassa word nie hoofsaaklik veroorsaak deur die ouderdom nie. Daar is 2 hoofoorsake vir sarkopenie. Die een is 'n gebrekkige dieet en die ander een is dat ons nie die regte oefening doen nie. Die beste oefening om sarkopenie teen te werk is weerstandsoefening. Nou weerstandsoefening is enige oefening wat jy teen 'n weerstand inwerk. Dit kan jou liggaamsgewig wees wat teen gravitasie inwerk. Dit kan rekbande wees. Maar ek dink julle moet daaraan dink in terme van gewigte. Weerstandsoefeninge is oefening wat jy met teen 'n gewig werk. En ons kan nogal bang wees vir eisters, maar dit is regtig 'n goeie manier om sterker te word en jou liggaam te beskerm. En dan moet ons praat in terme van broosheid. Wanneer ons jonk is, dink ons sal daaraan val. As jy as kind val, dan staan jy op, jy gaan was jou bebloede knie af en jy hardloop verder en jy gaan aan om te speel. Maar wanneer ouer mense val, lyk die prentjie anderster. Broosheid is ernstig. Een val kan heupe breek, onafhanklikheid van mense wegneem en mense permanent verswak. En dit is hoekom krag in jou liggaam so geweldig belangrik is. As iemand 'n heupbeen breek, het hy 1 in 3 kans om nooit daarvan te herstel nie. Dit is 'n verskriklike statistiek. Krag beteken jy kan opstaan, jy kan beweeg, jy kan goed dra, jy kan jouself vang as jy val en jy kan langer onafhanklik bly. Nou, baie mense dink ek is te oud om sterker te word. Maar dit is eenvoudig nie waar nie. Studies wys dat mense selfs in hulle 80s en 90s, wie is die oudste hier vandag? Hoe oud is oom? Ek Ja, oud is oom. is Junie 86. 86. So mense kan selfs in hulle 80s en 90s nog steeds ontsaglike resultate kry met weerstandsoefening. Ek dink een studie het gewys dat hulle binne 8 weke in 'n ouer huis mense se spiere kon laat groei en hulle krag kon laat vermeerder teen 174% in 8 weke. En mense in hulle 80s en 90s. Ja, daar is veranderinge wat intree in mens liggaam soos ons ouer word, maar die idee dat die liggaam glad nie meer kan aanpas nie is totaal verkeerd. Daar is hoop, daar is soveel hoop vir elkeen van ons. Nou, ek kan nie praat oor spiermassa, oor sarkopenie en broosheid sonder om oor voeding te praat nie. Een van die grootste probleme en een van die 2 hoofoorsake van sarkopenie is dat mense te min proteïene eet. En proteïene is die boumateriaal van die liggaam. Jou liggaam kan nie funksioneer en bestaan sonder proteïene nie. As die liggaam nie genoeg proteïene kry nie, dan jou liggaam moet jou organe onderhou. So om jou organe te onderhou, vat jou liggaam van die spiere
om jou organe gesond te hou. As jou liggaam nie daagliks daai genoeg proteïene kry nie, wat stadig oor die jare gebeur, is dat jou spiere al hoe minder word en dat jy al hoe swakker word. Daarom is voeding saam met weerstandsoefeninge kardinaal van belang vir ons reg deur ons lewens. Selfs al is jy bejaard, is die regte aandag aan hierdie sake kan vir jou noemenswaardige resultate gee. Nou, nog ietsie wat die wetenskap al hoe meer begin ontdek, is dat oefening selfs 'n rol speel in kanker. Nou, ek wil versigtig wees. Oefening is nie 'n magiese waarborg teen kanker nie. Maar navorsing wys dat gereelde beweging geassosieer word met lae risiko's vir sekere kanker, beter herstel, beter uitkomste met behandeling en 'n verbeterde algemene gesondheid. Interessant genoeg wys nuwe navorsing selfs dat wanneer spiere saamtrek tydens oefening, hulle sekere stowwe vrystel wat moontlik anti-kanker effekte het. Dit is ongelooflik. Hoe meer ons die liggaam bestudeer, hoe meer ontdek ons dat beweging amper elke sisteem van die liggaam beïnvloed. Nog 'n baie interessante nuwe gebied van navorsing gaan oor veroudering. Nou, een van die tekens van veroudering is nie noodwendig grys hare nie, dit is wanneer ons begin geluide maak, wanneer ons gaan sit, en dan maak ons dieselfde geluide wanneer ons opstaan. Klink dit bekend? Goed, so, ek wil net so oomblikie breek en vra dat julle gou-gou 'n bietjie vir my opstaan en gaan sit asseblief. En julle kan weer gaan sit. Ek wou baie meer met julle doen, maar ons het nou so lekker ontbyt geëet dat ek julle gaan spaar daarteen. Nou, wetenskaplikes praat vandag van die sogenaamde hallmarks of aging. Dit beteken basies die verskillende maniere waarop selle in die liggaam oor tyd agteruit gaan. En wat verstommend is dat oefening amper al daardie prosesse positief beïnvloed. Dit beïnvloed inflammasie, jou mitokondria, jou metabolisme, DNA-skade, selveroudering, breingesondheid en selfs stamselfunksie. Nou daar is natuurlik baie rondom veroudering wat ons nog steeds nie verstaan nie. Maar oefening is waarskynlik een van die kragtigste anti-verouderingsinstrumente wat ons het. Nie omdat ons vir ewig jonk wil bly nie, maar om die liggaam langer funksioneel en onafhanklik te hou. Nog iets interessant is mense dink gereeld hulle is te moeg om te oefen. Wie van julle het al gedink, ek kan nie vandag oefen nie, ek is bietjie moeg. Dis nogal 'n algemene ding vir ons nou. En baie keer is dit juist die teenoorgestelde, dit is juist beweging wat vir ons energie gee. Nou, julle moet nou mooi luister, die Bybel leer ons dat gevoelens ons dade volg. Dit wat jy doen, maak hoe jy voel. So as jy oefen, dan kry jy energie. As jy nie oefen nie, dan het jy nie energie nie. So gevoelens volg ons dade. Met oefening is dit presies so. Oefening verbeter slaap, bloedsirkulasie, breinfunksie, weerstand teen spanning en ons gemoed. Nou wat gemoed betref, kan ek dit regtig nie genoeg beklemtoon nie. So ietsie persoonlik oor my is dat ek in 2022 'n weduwee geword het. My man is oorlede. En mens kan nie regtig beskryf wat se impak so iets op mens het nie, wat se verlies so iets is nie. Na my man se dood het Hannes Neet vir my half berading gegee vir die hele ryk. En deel van die advies wat hy vir my gegee het was om 2 keer 'n dag te oefen. Nou ek wil nie hê julle moet daarmee wegloop en dink julle moet 2 keer 'n dag oefen nie.
dit kan te veel wees vir mense liggaam. Maar, dit het my ongelooflik baie krag gegee in daardie tyd. Want, oefening stel chemiese boodskappers vry, wat ons gemoed ligter en sterker maak, en dit hou vir 'n hele paar ure, so dis hoekom dit 2 keer 'n dag was, so 1 keer in die oggend, en 1 keer in die middag, en daardie het my regtig die krag gegee om in die moeilikste tye net nog 1 dag langer te oorleef, teen depressie, rou en moedeloosheid is oefening geweldig effektief. Die menslike liggaam is nie gemaak om voortdurend onaktief te wees nie. Wanneer mense totaal onaktief leef, begin iets in ons stadig afbreek, fisies, emosioneel en soms selfs op 'n geestelike vlak ook. Nou, soms is die belangrikste ding wat ons kan doen vir ons gemoed, om nie toe te laat dat ons gevoelens ons dade vorm nie, maar om eerder seker te maak dat ons dade die kans het om ons gevoelens te vorm. As hulle 'n pil moes maak, as die pillewêreld, as die mediese wêreld 'n pil moes maak van oefening, sou dit die beste pil in die hele wêreld gewees het. Nie net vir ons gesondheid nie, maar ook vir ons gemoed. Dink daaraan as die beste antidepressant wat jy kan kry. Kom ons begin afsluit. Ek dink as Christene moet ons versigtig wees vir 2 uiterstes. Aan die een kant liggaamsaanbidding, aan die ander kant liggaamsverwaarlosing. Ons versorg ons liggame omdat hulle gawes van God is, nie om vir ewig te leef nie, nie uit ydelheid nie, en ook nie uit vrees vir die dood nie, maar omdat die lewe werklik waardevol is, omdat ons ander mense wil dien, omdat ons roeping wil uitleef, omdat ons langer mobiel en onafhanklik van ander wil bly, omdat ons kinders en kleinkinders wil kan dra, help en lief hê. Die wêreld sê dikwels aanbid die liggaam of die liggaam beteken niks, maar die Christelike geloof bied iets mooier. Die liggaam is geskep deur God, dit is deel van sy goeie skepping, dit is iets waardeur ons leef, liefhet, werk en aanbid. Die liggaam is so ongelooflik geskep, dat niks wat ek sover gesê het oor die positiewe impak van beweging toevallig is nie. Dit alles getuig van 'n God wat 'n wonderbaarlike vermoë gehad het om wesens te skep wat op 'n uitsonderlike manier funksioneer. Die wonderlike hoop van die Christelike geloof is dat God nie sy skepping gaan weggooi nie. Hy gaan alles vernuwe, selfs en veral ons menslike liggaam. En daarom oefen ons nie omdat ons bang is om oud te word nie. Ons oefen omdat die lewe waardevol is, omdat die liggaam 'n gawe van God is, omdat die manier wat ons liggame versorg, deel is van die rentmeesterskap wat ons voor God gaan moet verantwoording doen voor. En omdat selfs hierdie brose liggaam eendag opgewek en hernuwe gaan word. Las hy.